Okay, Maleagi, né? Ek wil julle almal net wys dat ons nou by ons 12de klein profeet is. Is julle opgewonde? Baie. Okay. En ek het besluit wat gaan ons nou voortaan doen? Wil julle weet? Ja. Ons gaan daai 3 boeke doen. Nehemia, Esra, Ester. Ja. Ons gaan hulle 3 doen en dan gaan ons Handelinge doen. Okay. Nehemia het baie te doen ook met Maleagi. Maleagi, hy was die goewerneur in die tyd van Maleagi gewees. Hoe ons daai kap by die byl by die kap gaan sit of Tannie Marley kap by die byl gaan sit. Ja. Is ek nog nie heeltemal seker nie, want laas was hy 'n wynskinker en toe die koning hom ons gelos om hy was in Assirië, né? Wynskinker gewees. En toe het God hom gelos om die muur te gaan toe die koning hom in Persië, was hy in Persië en toe die koning hom gelos om die muur te kom bou. Maar hulle sê ook dat hy die laaste goewerneur was van Israel. Wat vir my interessant is, nou ons het nou gepraat deur Juda, Israel, noordelike stam, suidelike stam. Nou praat hulle weer van Israel. Nadat Juda terug is uit Babylon, praat hulle weer, hulle praat definitief hier van die ballinge en hulle praat van Israel. So hulle praat nou weer van hulle as Israel. Hulle groepe af. So ons gaan daai sal ons mooi uitpleis wanneer ons daar kom. Okay, maar dit is ons beplanning. Goed. So hierdie is geskryf so 100 jaar nadat hulle terug is uit Babylon uit. Onthou hulle het teruggekom, hulle het die fondasie gegooi van die tempel. Hulle het nie die tempel gebou soos wat hulle moes nie. Haggai het hulle baie sterk 16 jaar later het Haggai hulle baie sterk kom aanspreek. Hulle sê julle prioriteite is nie reg nie. Hoekom dink julle gaan dit nie met julle soos wat julle gedink het dit gaan met julle gaan nie? Hoekom seën God julle nie soos wat julle gedink het God gaan julle seën nie? Julle loontrekkers se beursies het gate in. Jy kry geld nie einde van die maand, maar jy het niks om daarvoor te wys want julle prioriteite is nie reg nie. En toe het hulle in Haggai en Sagaria se tyd het hulle die tempel herbou so in 4 jaar. Okay. Nou sit 'n rukkie later toe het Nehemia later gekom en hy die mure herbou, maar ons sal dit daarvan lees. Ek het dit nou nie vir ons mooi opgeswat nie, maar ek het so 'n idee dit is presies wat daar gebeur het. En ja, so in Maleagi weet ons dat die tempel reeds herbou is, want hy praat op 3 plekke van die tempel. Okay. En dan is daar 3 goed wat hy in hierdie boek aanspreek, wat ek net so vinnig vir julle wil noem, dan luister julle vir hom. So hy praat spesifiek oor huwelik en hoe dit gekorrupt was, en dan die priesterhoed, hoe dit gedefile was, en dan praat hy ook oor tiendes, hoe die mense nie tiendes gegee het nie. In Nehemia se tyd het hulle gepraat, het Nehemia verduidelik van hoe die leviete, die priesters, moes 'n tweede werk aanvat. Want daar het nie genoeg tiendes na die tempel toe gekom nie, en hy het hulle baie sterk daaroor gerebuke. Fyn. Goed, so, Maleagi 1, vers 1. God spraak, wie praat? Die woord van die Here aan Israel. Dis net vir my interessant. Julle onthou ons het 'n lang storie gemaak van die noordelike stam wat toe Israel gebly het en die suidelike stam wat hulle van daar af Juda genoem het. Maar nou praat hy baie beslis weer van hulle as Israel. sien julle dit? Want hy praat hier van die ballinge, julle gaan dit sien. Okay, deur die diens van Maleagi. Wat beteken die woord Maleagi? My messenger, ja, my boodskapper. Ekskuus, lees vir my die eerste vers. God spraak, die woord van die Here aan Israel deur die diens van Maleagi. Engels sê hierso, ek noem dit net wat vir my kosbaar. The burden of the word of the Lord to Israel by Malachi. Die las van die woord van die Here aan Maleagi. Ekskuus, The burden. Okay. Pragtig. Nou sê hy, en dit is vir my so oulik, as jy jou kind badkamer toe vat en jy gaan nou vir hom 'n vetpak slaag gee, wat sê jy vir hom heel eerste? Onthou, mamma doen hierdie want ek is lief vir jou. Nou, so okay. Regtig, kyk wat sê God daar. Ek het julle lief gehad. sien julle hoe mooi vermaan hulle nou met hulle weet, hier kom nou vetpak slaag. Ek het julle lief gehad, sê die Here. Nogtans vra julle. En hy vra 'n klompie kere. Ek het dit vir julle genoem, ek sal dit elke keer vir julle sê. Ek dink hy vra 5, 6, 7 keer vra hulle. Twyfel hulle in God, as ek dit so kan stel, né? Dan vra hulle, waarin het u ons lief gehad? Dan sê hy, is Esau nie die broer van Jakob nie? Spreek die Here. Tog het ek Jakob lief gehad, maar Esau het ek gehaat en sy gebergte 'n wildernis gemaak en sy erfdeel
aan die jakkalse van die woestyn prysgegee. Nou sê ek vir julle 'n Wilson toffie vir die ou wat vir my kan sê, in watse boek, in watse klein profeet het ons gelees van Edom se destruction. Ek sit nou en dink, wat is dit? Dink hy het plus minus ook net een hoofstuk. Obadja. Obadja. Onthou julle, Obadja was die godspraak teen Edom. Hulle het in Petra gebly. Kan julle onthou ons het dit gedoen in Obadja? Okay. So dit is nou teen Israel. Dit is hulle buiterig gewees. Hulle het teen hulle getrek en hulle oorgegee aan hulle vyande. Dis okay, so God was kwaad vir Esau gewees want Esau het nie na sy boetie gekyk nie. Esau het lekker gekry, het so vinnig weer daar gaan deurblaai. Om mee te begin, die een keer wou Esau hulle nie gehelp het of die Edomite hulle nie gehelp het toe hulle net vinnig deur die woestyn deur hulle land wou getrek het nie. Dit het God teen hulle gehou sê Obadja. En dan ook elke keer wat Jakob of wat Israel verslaan is of wat Juda verslaan is, het Edom lekker gekry. Inteendeel, hulle het hulle as hulle by hulle kom wegkruip het, dan het hulle sommer uitgewys. Jy weet, en dan is hulle hulle was nie so God was baie kwaad vir hulle, maar julle onthou dat Jakob en Esau was 'n tweeling. Wie is eerste gebore? So dink julle nie God behoort vir Esau te gekies het nie. Hy is dan die eerstgeborene. Dit was die gewoonte, maar God sê eintlik voor die tyd al, in jou is 2 nasies en die oudste sal die jongste dien. Okay, so God het vir Jakob gekies. God was baie lief vir Jakob. En dit is 'n verskriklik relevant, want jy moet besef dat God ook vir jou gekies het. God het ook vir jou gekies. God kies jou. Besef dit. God het vir Jakob gekies. Okay, en hy het vir Esau gehad. En onthou ook met die offers, Jakob, Esau was altyd meer materialisties en Esau was regtig lief vir God. Esau was meer materialisties en Jakob was regtig lief vir God geweest. Dit lees ons ook in die Ou Testament. Esau het sy birthright geminag. Hy het sy birthright geminag, ja. Hy het materialisties. En Jakob, ja, belangrikheid, birthright. Besef. Ja, dit is die waarheid. Okay. So hy sê in vers 4, as Edom sê, ons is wel verwoes, maar ons sal die pynhoop weer opbou, dan sê die Here van die leerskade dit, laat hulle bou, ek breek dit tog af, en die mense sal hulle noem, grondgebied van goddeloosheid, en die volk waarop die Here vertorend is tot in ewigheid. Julle onthou Obadja het hy dit baie mooi vir ons verduidelik. Okay, en wie ken 'n Edomiet? Hulle is uitgewis, hulle bestaan nie meer nie. Hulle is heeltemal verwoes. Okay. Vers 5, en hulle oë sal dit aanskou en hulle sal sê, groot is die Here oor die gebied van Israel. Nou, God staan op vir Israel. 'n Seun eer die vader en 'n knegt sy heer. En as ek dan 'n vader is, waar is my eer? En as ek heer is, waar is die vrees vir my? Jy sien hoe praat God met hulle, sê die Here van die leerskade aan julle, o priesters, wat my naam verag. Met wie praat hy nou? Met die priesters. Waardeur het ons u naam verag, vra hulle, tweede vraag. Dan sê God vir hulle, julle bring spys wat verontreinig is op my altaar. En dan vra julle, waardeur het ons u verontreinig? Okay. So hulle het die priesterlike amp verag. Hulle het nie meer gedoen wat hulle veronderstel was om te doen in die priesterlike orde nie. Julle moet onthou, in daai tyd is daar vir diere gebid. So as jy nou by die langs die pad of by die stalletjie 'n bees of 'n ding gaan koop om te offer, is daar waarskynlik al vir hom gebid. So dit kan wees dat hy daarvan dit praat. Maar hulle het dit ook nie met die opregtheid van hulle harte gedoen nie. Hulle harte was glad nie daarin nie. Hulle het definitief nie die beste vir God gegee nie. Hulle het hulle net nie meer aan daai offerstelsel gesteer nie. Maar hulle raak meer cheeky, hoor. Deurdat julle sê, die tafel van die Here is veragtelik, vers 8. En ek sal julle 'n blinde dier bring om te offer. Is dit geen kwaad nie, vra God. So met ander woorde, as ek nou nie die dier na die slagpale toe kan stuur nie, dan kan ek hom mos maar vir die kerk gee. Die kerk sal hom brand. En dit het laat 'n mens dink, want ek bedoel, wat bring ons kerk toe?
bring ons die ou klere en ou skoene en ou meubels en alles wat nie meer vir ons eintlik bruikbaar is, kerk toe nie. En ek bedoel, as God hierdie hier sê, kan julle besef hoe veragtelik is dit eintlik vir hom en hoe hy eintlik net die beste vir sy huis wil hê. Dit het vir my nou nogal geraak, hoor. En as julle 'n lam of 'n siek dier bring, is dit geen kwaad nie. Bring dit tog vir jou goewerneur. So sal jy dit vir die koning vat. Nee, jy sal nie. Die koning sal dit in elk geval nie aanvaar nie. Sal hy 'n welgevalle aan jou hê, of jou goedgesind wees, sê die Here van die leerskare. So as jy nou vir iemand 'n omkoop skapie wil gee in Suid-Afrika vandag, gaan jy vir hom 'n gebrekkige enetjie gee, of gaan jy nou maar vir hom 'n goeie skapie, want jy het nou ietsie van hom nodig, nou. Vers 9, smeek dan nou tog die aangesig van God, dat hy ons genadig kan wees. Sulke dinge is deur julle gedoen. Sal hy dan om julle ontwil goedgesind wees, vra die Here, nou, sê die Here van die leerskare. So gaan God vir julle die beste gee, gaan God julle seën, gaan julle bakskottels vol wees, maar dit is hoe julle vir God hanteer. En dis regtig iets wat ons na onsself toe kan terugtrek weer vandag, nou. Vers 10, ag, was daar maar iemand onder julle wat die deure wou sluit, sodat julle nie te vergeefs vuur op my altaar kan aansteek nie. Ek het eintlik gedink, partykeer voel mense so oor van die kerke ook. Nou, kan iemand dalk net die deur toemaak, dat dit nie verder gaan daar binne soos wat dit daar binne gaan nie. En so dis wat hy hier sê, is daar iemand wat net bold genoeg is om op te staan om te sê, luister, hierdie is 'n bedrogspel, hierdie is nie besig om te werk nie, julle doen dit in elk geval nie met opregte harte nie, trek die deure toe en gaan aan met julle lewens, maar hulle probeer nog die heeltyd skynheilig met hulle religious geeste, allerlei goedjies doen. Ek het in julle geen welgevalle nie, sê die Here van die leerskare, en in 'n offer uit julle hand het ek geen behae nie. Want van die opgang van die son tot sy ondergang toe, is my naam groot onder die heidene. My Bybel sê heidene, die vertaling sê nasies. Daar staan eintlik nasies. So my naam groot onder die nasies. Dan is heeltemal reg, daar staan Gentiles, daar staan nie Jode. My naam is groot onder die nie Jode. So jy moet nou dink, was God se naam daai tyd groot onder die nie Jode? Onthou ons waar ons nou in tyd staan, weet ons mos wat het daai tyd gebeur. Was God se naam daai tyd groot onder die nie Jode? So dis 'n profesie, dis die koning van Persië het God erken. Koning van Persië, hulle het ons geskenk opgebring, is dit hulle wat geskenk gebring vir Jesus? Ja, en hulle het geld gegee en goed gegee om die tempel te herbou. En het gesê, die Here, julle God, het vir my gesê dat julle sy tempel in Jerusalem moet gaan herbou. Ek sê dis. Dan is heeltemal reg, dit is so. En ook dink ek nou aan wat het ons laas gelees? Hier en daar het hy 'n heidense koning gebruik, dan sê hulle ek sal jou God aanbid, Nebukadneser ewen. Maar ek wil vir julle sê dit is so. Dit kan wees in die ou tyd, maar ek dink ook dis profesie tot waar Jesus oorgegaan het na die nie-Jode in die Nuwe Testament. Dis 'n ding wat die kerk oor jare jou eerste inkomste. Die heel eerste ding ek kering gekom. Is ons geleer. Nommer 1 op jou skuldlys. Nommer 1, my name will be first among the Gentiles. Na jou 10de betaal het, kan jy amper maak wat jy wil met die res. Maar jou 10de moet die heel eerste ding wees wat daar staan. En hoe sê dit? My name shall be great among the Gentiles. Hulle sal die eerste deel reeds vir my bring, want dit maak die res van dit heilig. Ja. Okay, so ek lees weer vers 11. Want van die opgang van die son tot die ondergang toe is my naam groot onder die nie-Jode. En in elke plek word tot eer van my naam reukwerk gebring in 'n rein offer, want my naam is groot onder die, en dan staan daar nasies, is ek reg dan nie? Onder die nasies, sê die Here van die leerskare. Ja, Lord of Hosts, die Here van die leerskare is Lord of Hosts. Wat sê Tannie Esther? Sê my bestaan Heiden.
My naam is groot onder die heidene. Onthou ek het vir julle hier verduidelik, né? Julle moet nie altyd baie woord onthou. Heidene word in die Afrikaanse Bybel is die woord heiden die hele tyd gebruik vir 3 verskillende woorde. Partykeer praat hulle eintlik van Gentiles of nie-Jode. 'n Gentile was net 'n nie-Jood. Okay. So jy's 'n Jood of jy's 'n nie-Jood. So al die ander was eintlik nie Jode. Jode was Jode en nie-Jode was nie. En dan partykeer staan daar nasies wat ook maar praat van al die ander. En dan partykeer staan daar heathens wat reg vertaal is. Dis eintlik, maar wat is 'n heathen? Dis iemand wat nie van God hou nie, baie nie. Maar in ons 53 vertaling verwys die hele tyd verwys hulle na Gentiles as heidene. Ja. En as jy dit letterlik lees, gaan jy nie dink God praat van jou nie, want jy hou van God. Ja. So jy gaan dink, o nee, hy praat nie nou hier van my nie. Maar gaan check hom net altyd in die Engelse vertaling. Tydens praat hy van nie-Jode, tydens praat hy van die nasies. Ons is definitief nie heathens nie. Ja. So wanneer hy van die heathens praat hy daar van mense wat nie van God gehou het nie. Wat blaatantlik nie van God gehou het nie. Okay, so onthou dit altyd. Dit is hoekom ek daai daarop los, julle moet dit onthou. 'n Gentile is enige iemand. Hierso is iemand uit die Joodse nageslag. Ja, niemand hier is uit die Joodse nageslag. Party As mense, jy nie uit die Joodse nageslag is, en jy is 'n Gentile. ja, of jy is van die nasies. Okay. Vers 12. Julle daarenteen ontheilig dit as julle sê die tafel van die Here is verontreinig en wat sy opbrengs betref, sy spys is veragtelik. Okay, so hy is kwaai met die priester, né? Wat veronderstel is om hierdie ordes reg te gehad het. Vers 13 en julle sê kyk, wat 'n moeite. Goeieste, wat 'n moeite. Gaan ons Sondag kerk toe. Wat 'n moeite. Moet ons 'n etereël vir die ou mensies. Wat 'n moeite. Nou, wat is dit moeite om iets vir God te doen? Nog steeds vers 13 en julle verag dit sê die Here van die leerskare en julle bring geroofde en lam en siek diere. So bring julle dan die offer. Kan ek wat God is dit met welgevalle uit julle hand aanneem? Sê die Here. Vervloek is ook die bedrieër wat terwyl daar onder sy kleinvee 'n manlike dier is. So met ander woorde, hy het 'n dier wat geskik is vir die offer, 'n gelofte doen en tog iets wat vermink is aan die Here offer, want ek is 'n groot koning sê die Here van die leerskare en my naam is gedig onder die heidene nie nasies. Hoofstuk 2. En nou priesters, ons praat met die priesters, tot julle kom hierdie gebod. As jy nie, kan julle onthou wie was die priesters in die Ou Testament? Wie het die priesterorde gedoen? Wat was hy? Wat se boetie? Ja, Leviet. Hulle was die Leviete, né? As julle nie gehoor gee nie en as julle dit nie ter harte neem om my naam eer te bewys nie, sê die Here van die leerskare, dan sal ek die vloek onder julle stuur en julle seëninge in 'n vloek verander. Ja, ek het dit al reeds vervloek omdat julle niks ter harte neem nie. Julle kan julle God se hart sien. Ek dink hier was hy so moedeloos geweest. Israel, die noordelike stam in ballingskap uit Assirië toe verwoes. Juda, die suidelike stam op wie hy nog 'n bietjie sy hoop gehad het in ballingskap Babylon toe. 70 jaar terug Jerusalem toe hy herstel vir hulle. Dit vat hulle nie 100 jaar nie om weer 100% afvallig en vervalle te leef. Ek dink God moes hier baie moedeloos gewees het. Kyk, ek sal julle nalatenskap bedreig, as jy wil praat van generasie bagasie, né? Sê hy dit hier. Kyk, ek sal julle nakomelingskap bedreig en ek sal mis op julle gesigte strooi, die mis van julle feeste en julle sal na die mis hoop dra en sal julle na die mis hoop dra. Kan ek net vra die laaste deel hierso in hierdie Bybel. Sê hy ek sal julle kinders teregwys. Daar's 'n baie sterker woord. Ek sal julle nakomelingskap bedreig. Wat sê hy in Engels dan Nika? Vers 3. I say, I will send a curse upon you, and I will curse
your blessings. And I have cursed them already. Die volgende een. Because of you, because you do not take it to heart. Behold, I will rebuke your descendants. I will rebuke your descendants. And I will spread refuse in your faces, the refuse of your solemn feasts, and one will take you away with it. En letterlik jou blessings sal 'n curse wees. Jy sal nie kan bless nie, want dit sal 'n curse wees. Omdat jy dit nie ter harte neem. Dit wat die Here vir jou vra. Dis baie te regwys is te fynkies. Dis te fynkies. Maar daar's Afrikaans baie later ook as Sy sal hulle nakomelingskap bedreig. Okay. So jou kinders gaan die gevolg dra van dit wat jy doen. Dis eintlik wat hy hier sê in kort, né? Okay. Vers 4: En julle sal gewaar word dat ek, God, julle hierdie gebod gestuur het, dat dit my verbond kan wees met Levi, sê die Here van die leerskare. So ons lees in Numeri 25 vers 12. Numeri, nie Deuteronomium nie, in Numeri nie, dan sê hy, maar ek dink hy sê dit op nog 'n paar plekke, né? Dan sluit hy 'n verbond, 'n priesterlike verbond met Levi. So hy praat hier van daai priesterlike verbond, die verbond wat hy met hulle het. Hoor, nou sê hy hierso, my verbond met hom was die lewe en die vrede. Dis 'n vredesverbond van lewe, wat lewe gee, die verbond, né? Jy moet dit nou snap. En ek het die aan hom gegee tot vrees. Moenie die vrees mis nie. Dis 'n verbond van lewe en vrede. En jy gaan God vrees deur hierdie verbond. En hy het my gevrees en vir my naam gebewe, leef hier na die priesterlike orde. Okay. So ons sê vandag, sê ons altyd, ons is almal priesters, ons mans moet opstaan in ons huise as priester, profeet en koning, né? Nou hoor nou mooi wat verwag hy van 'n priester. Fear of the Lord, daai vrees, né? Daai goddelike eerbied. Okay? Hoekom doen ek nie sonde nie? Want God sê ek mag nie sonde doen nie. Ek eerbiedig God deur nie sonde te doen nie. Okay? En dan my verbond met hom was betroubare regsleer vers 6 was in sy mond. So hy het die ouens geleer. Hy kon die ouens adviseer en onreg op sy lippe nie gevind nie. So hy het nie verkeerdheid, regheid paadjies geloop, né? In vrede en opregtheid het hy met my gewandel. En baie mense het hy van ongeregtighede, van hulle iniquities teruggebring. Okay. So hy het vir die mense gesê, jy mag nie dit doen nie, bely dit doen dat. Okay. En hy het die mense se sake by God gaan pleit. Hy het hulle teruggebring uit hulle iniquities uit. Want die lippe van 'n priester moes kennis bewaar. So hy het die woord van God geken, hy het die Bybel geken en uit sy mond word onderrig gesoek. Hy het mense geleer, want hy is 'n boodskapper van die Here van die leerskare. So as jy 'n opsomming wil hê van wat 'n priester is, daar's vir jou 2 verse wat vir jou presies sê wat die priester gedoen het. Maar vers 8, julle het van die weg afgewyk. Julle het baie deur julle onderrigraad struikel. Julle het die verbond met Levi verbreek, sê die Here van die leerskare. So maak ek julle dan ook veragtelik en gering by die hele volk, omdat julle my weer nie gehou het nie en partydig gehandel het met die regspraak. So jy het gekies wie jy wil regmaak en wie jy wil veroordeel. Nou, hulle het nie gedoen soos wat die reg was nie reg en verkeerd nie. Het ons nie almal vers 10 een Vader nie? Nou, dis debatable, wie is ons Vader van wat hulle hier praat? In my Bybel is hy met 'n hoofletter, so ek sal sê hulle praat van God. Is hy in almal se Bybel se hoofletter? Maar dit, as hy nie met 'n hoofletter is nie, onthou ons is ook almal van Abraham, né? Maar ek persoonlik dink hy praat hier van God. Het ons een God, het een God ons nie geskape nie, sê hy, waarom handel ons dan troueloos met mekaar, deur die verbond van ons vaders te ontheilig? Juda het troueloos gehandel, en 'n gruwel is in Israel en in Jerusalem gepleeg, want Juda het die heiligdom van die Here wat hy lief het, ontheilig, en hy het die dogter van 'n uitlandse vrou getrou. Okay, nou Nehemia praat kwaai hiervan,
En dan het hulle Esra ook. Dan het hulle nou, want onthou nou hierdie mense was nou in Babylon, wat het hulle daar gedoen? Hulle het in die wêreld verval. So hulle het met uitlandse vrouens getrou en het hulle nou hier besef heeltemal, gaan dit oor ras? Glad nie. Hierdie gaan nie oor ras nie. Dit gaan oor hulle is God se uitverkore volk. Okay. En hy het vir hulle gevra, hulle mag nie intertrou met ander. Hoekom? Want dit het gegaan oor die ander mense se godes, né? Okay. So wat moes hulle hier doen? Ek het dit vanoggend so vinnig gelees. Hulle moes letterlik daai vrouens terugvat na hulle lande toe. Dit was 'n vreeslike storie. Ja. Maar toe besef hulle net, hulle moet nou terugdraai na God toe, want hulle is besig om heeltemal uit plek uit te gaan. Maar kinders ook. Dis so Kinders ook. Vrouens en die kinders. Ja. Ja. Maar onthou God wou 'n suiwer lyn behou vir Jesus, né? Okay, vers 12. Mag die Here van die man wat so iets doen, uitroei, hom wat roep en hom wat antwoord gee uit die tente van Jakob en hom wat 'n offer aan die Here van die leerskade bring. Okay, so dit gaan oor hierdie vrouens nou soos nog steeds op hulle, né? En boonop doen julle dit. Julle bedek die altaar van die Here met trane. Wie kom huil by die altaar? Die vroue, né? Arme vroue, want hulle mans los hulle nou vir jonger vroue, hoor, ek gaan dit nou sê, en geween en versigtiging, omdat hy hom nie meer wend na die offer nie, en dit van julle hand nie afneem as welgevallig nie. En julle vra, waarom? Omdat die Here getuie is tussen jou en die vrou van jou jeug. Sien julle daai? Aan wie jy ontrou geword het, terwyl sy tog jou metgesel is en die vrou van jou verbond. Hierdie hele ding gaan oor die huwelik. Hierdie ouens, die een kommentary sê wat hulle daar gedoen het, is hulle het Joodse vrouens gevat en dan het hulle kinders gekry en dan het hulle jonger vrouens gevat. Dan moes hierdie Joodse vrou, dis eintlik in baie van Suid-Afrika se kulture werk dit ook so. Jy kry 'n vrou wat vir jou kinders kry en dan kan jy maar rondgaan soos wat jy wil. Ja. So God praat baie daarteen. Hy sê hy het gestaan as getuie toe hulle 'n verbond met mekaar gemaak het. Jy en jou vrou van jou jeug en jy moet by die vrou van jou jeug bly. Het hy dan nie een mens gemaak nie, hoewel hy gees oorgehad het, so hy kon meer gemaak het, sou hy wou een mens maak, en waarom die een? Hy het 'n geslag van God gesoek. Neem julle dan in ag ter wille van julle gees en wees nie ontrou aan die vrou van jou jeug nie. Want ek haat egskeiding, sê die Here, die God van Israel, en dat 'n mens sy kleed met geweldpleging bedek, sê die Here van die leerskade. So wat hulle gedoen het, dit was 'n ritueel geweest. Wanneer hulle getrou het, dan het die man sy kleed oor die vrou gesit en dit was nou maar simbolies dat hy haar sou beskerm. Okay. Maar hulle het dit verruil met 'n kleed van geweldpleging. Neem julle dan nie in ag ter wille van julle gees en wees nie ontrou nie. Okay. So ons kan vir mekaar baie storieetjies vertel oor huwelik. Dit is nie God se wil dat jy skei nie, definitief nie. Die Nuwe Testament gee vir jou 2 redes waarom jy kan skei. En een is as een vir een verneek het en die ander een sê hy ook jy mag nie gelowige wat nie goed is vir jou nie skei. En dit is die enigste 2, dan sê hy ook op dit, dan kan jy weer trou. Maar as jy skei oor enige iets soos misery of unhappiness of poverty of incompatibilities, ons pas nie by mekaar nie en jy skei, dan verbied die Bybel jou eintlik om weer te trou. Dan sê die Bybel, dit is nog so goed jy is getrou met die eerste vrou en enige iets wat daarna kom is adultery. Dis jy verneek dan nog steeds. Okay. So dit is nie God se hart dat ons trou nie, maar dit is God se hart dat ons vergewe. Ons van toepassing is dat wanneer jy gaan trou, jy sê dis wat dit nie vir my kan jy nie met hom geloof. So Jesus sê, nie vir julle vrouens van, of die Here sê, nie vir julle vrouens van, wat nie Jode is. Maar vandag beteken dit 'n konstant. As jy in pad met die Here stap, kan jy nie die pad gaan trou met die Here. Die ander ding wat ek wil sê wat vir my
op vandag te maak nie. Werk dit vir my vandag. Ons is nie meer, ons werk hier onder die wette. Dankie. En die ander ding wat ek vanoggend aan gedink het, oor die huwelik, ek dink ons besef dat dit vir God nie eintlik gaan oor my en 'n man, alhoewel dit vir hom 'n seën is en hy daai huwelik seën en hy wonderlike tyd. Maar eintlik gaan dit vir God dat ons 'n daardie afspreek dat ons goddelike kinders in die lewe instuur. Dis waaroor dit gaan. En dink jy ons moet hierdie vergeet? Dit is 'n belangrike ding vir God, die godly afspring. En dan die ander ding wat ook 'n baie belangrike ding is van die huwelik is dat dit is die beeld wat God gebruik vir ons verhouding met sy, ons is die bruid en hy is die bruidegom. En so dit huwelik is vir hom baie baie kosbaar. So God sal graag baie eerder wil hê dat jy moet vergewe en dat jy moet bekeer of dat jy na hom toe moet draai en dat jy sy pad moet soek. En ek sien baie keer as 'n mens oor daai trappietjie kan kom, sure die duiwel gaan jou huwelik aanval. Maar as jy oor daai trappietjie kan kom, dan is die mense se huwelike eintlik vreeslik gebless daarna. Ja, so God se wil is definitief nie egskeiding nie. Né? Gaan ons 'n wet maak daarvan beslis nie. Want hoekom wou God gehad het die mense moet trou, want hy het 'n godly afspring gesoek. Ek stem 100% saam met dit. Alright.